coming of the end, an introduction and an overview of Revelation. I'm not going to mention part 1, I'm doing part 1, part 2, part 3, vir 'n hele jaar, elke vir jou sê, ek praat oor openbaring, nee, ek gaan deur die goed, jy weet, elke Sondag is openbaring. Amen? Julle is by my. So die koms van die einde, die koms van die einde, 'n inleiding en 'n oorsig. En ons praat vanuit Matteus, die 24ste hoofstuk, vers 3 tot 14, en ek gaan dit vir u lees, en dit gaan op die bord kom, uit die boodskapper uit, Terwyl hulle in die Olyfberg se rigting stap, vra Jesus se disippels hom, wat sal die teken wees dat ons kan weet die einde is hier? Maak gereed, die Messias is finaal op pad. Wees versigtig vir mense wat allerhande stories hieroor gaan versin. Sê Jesus toe vir hulle, sulke mense sal sommer skielik van elders afkom en vir almal vertel dat die een of daardie een die eintlike Messias is. En hulle sal dit reg kry om baie mense te flous. Moenie sê ek het julle nie gewaarsku nie. Aan mense wat mekaar wil uitwis, sal daar ook nie 'n einde kom nie. Julle sal nie net die nuus kry van die mense wat oorlog maak nie. Dit sal so naby aan julle kom, dat julle die mense self sal kan hoor veg. Moenie dan paniekerig word nie. Hierdie dinge gaan gebeur, maar dit is nog nie die teken dat die einde daar is nie. Nasies sal mekaar met geweld probeer oorheers en die een heerser sal van die ander heerser ontslaa probeer raak. Soos vroeër sal ook tye wees dat kos baie skaars gaan raak en op baie plekke sal daar aardbewings wees. Hierdie dinge sal oor en oor gebeur. Dit is egter niks in vergelyking met dit wat gaan kom nie. Hierdie dinge moet julle meer net waarsku om gereed te wees vir wat voorlê. Julle gaan baie swaar kry net omdat julle Christene is. Die ongelowiges gaan julle haat met 'n vurige haat. Hulle gaan lekker kry om te sien hoe julle ter wille van my gemartel en selfs doodgemaak word. Dit sal ook al hoe meer uit die mode raak om kerk toe te gaan, soos en 'n Christen te wees, wat egter hoog in die mode sal wees, is om mekaar om elke hoek en draai te bedrieg en niks vir mekaar oor te hê nie. Daar sal ook baie mense kom wat hoog en laag sal sweer dat hulle boodskappers van God is. Hulle is natuurlik skaamtelose bedrieërs. Die ergste is dat hulle mense sal wees wat hulle gaan glo. Liefde gaan baie skaars word. Want mense sal hulle nie meer steur aan wat God
wil hê nie. Julle moet egter nooit God se hand los nie. Nooit nie. So kan julle seker wees dat julle vir ewig saam met hom sal leef. Daarvoor sal hy self sorg. Een ding is egter seker, al hierdie haat en vyandskap sal die boodskap van God in hierdie wêreld nie kan stil maak nie. Die goeie nuus van God moet en sal uitkom vir almal om te hoor dat die hele wêreld sal dit weergalm. Dit sal by elke nasie uitkom. Dan sal die einde van hierdie wêreld kom. Dit sal natuurlik 'n nuwe begin vir elke gelowige beteken. So you could follow that in English. You can read it in English to get the picture, because I just want to lift out one small portion as Jesus, verse 3, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him right from verse 1, and they asked him the question. So what happens here in the Word of God is that the opening picture creates and sets the stage for understanding the end. Dis die platform wat geskep word sodat ek en jy baie duidelik kan verstaan wat die einde sal wees en hoe dit sal wees. En ek dink uit dit wat ons gelees het in die boodskapper is dit mooi duidelike Afrikaans dat wat onlangs gebeur het absoluut uit lynheid is met die woord. So wat is die geheim van jou en my lewe met betrekking tot ons geestelike verhouding met God? Moenie iets uit konteks uitrig nie. En as jy nie verstaan wat die woord is nie, moenie net goed vat en inbring nie, want daar is iets soos eksegesis, waarin ons weet en verstaan hoe om die woord reg te sny. And the word says, rightly dividing the word of truth. We should divide it the way that God put it. We should never try and put something in that we think is what God's saying, and it's not what God is saying. We must say what God is saying and understand that. So in this opening stage of the understanding, Jesus' discourse on the Mount of Olives grounds us in the reality of the coming of the end times and how things will happen. Not that it's a distant fairy tale, something way beyond our mind. We can read Afrikaans or we can read English. And if we have good understanding of our own personal language, we can see what Jesus is saying. But as an imminent reality with signs and purposes that take place, and we can read the signs and we can read the times. It is important for us that as disciples and as his disciples, who has questions, reveal a longing for clarity in uncertain times. It's not wrong. It's nie verkeerd om te sê, ons moet studeer. En as ons duidelikheid wil hê, dan kry ons duidelikheid. Waar lê die duidelikheid? Die duidelikheid lê in die woord, reg in die woord van God. Dis nie vir ons vreemd nie, ons moet dit net lees. En ons moet verstaan wat ons lees. Wat egter waar is dat Jesus waarsku deur misleiding, vir misleiding. He warns about deception. He warns about wars. He warns about famine. He warns about persecution. And he reminds us that history's chaos is part of the divine plan of culminating in his return. It will surely be the way that he says it. I ask the simple question, is there famine? Yes. Is there wars? Yes. Is there problems amongst people? Yes. Is there earthquakes? Yes. Is all these things taking place in your time? Yes. Has it taken place in your childhood? Yes. Has it taken place in your parents' childhood? Yes. Has it taken place in Paul?
during Paul's season, yes, just after Jesus departed. How many years have you seen the same cycle coming through and through? Does that mean that we are not in the end time? No. It means that we should always be awake and ready, because if God knocks on your door this morning, He can take you home right now. And in fact, you will depart before we come, who are alive. Paul states it. We that are alive is just as much in hunger for our departing to the Lord, that the Jesus must come. Hierdie honger moet in jou hart wees. So, moet jy nou wag vir sekere tekens, moet jy wag vir sekere oorloë, die wêreld steek mekaar. Oralste is daar oorloë. Oralste word kinders van die Here se koppe afgekap of hulle word gemartel, want hulle is geroep vir dit. Dis nie iets wat nou wakker word en nou sit ek 'n datum aan nie. Hoe kan ek so onwys wees as ek die woord lees? Die Here werk met sy volk. Dit gaan nie oor wanneer ek nou wakker word dat die wegraping kan plaasvind, waar ek nog sal praat, dat ek nou skielik myself orde nie. Het daar gesien dat die woord van die Here jare terug, Jesus het dit gesê, 2000 jaar terug, dat mense slap geeste sal ontwikkel en kerk nie meer kerk toe kom nie. Daar was nog nooit 'n tyd nie. Nou is daar oplewing hierso in sekere dele van die wêreld en ander dele is daar afval. Mense het slap gees. Hulle wil nie meer nie, hulle het nie meer lus nie, want die Here antwoord nie hulle gebede nie, of hy kom nie vir hulle deur nie. So history's chaos is part of God's divine plan. There must be chaos. The promise is actually that the gospel being preached to all nations serves as hope. As hoop. Wanneer die evangelie uitgaan soos vanoggend, is dit om vir jou hoop te gee. Dis om vir jou 'n ervaring te gee dat God altyd ruimte skep vir mense wat hom wil vasgryp. Elke mens het 'n besonderse belewenis in homself. Hoe jy met God omgaan, hang van jou af. Jou honger, jou begeerte. Sal jy wag tot 'n krisis jou tref? Sal jy wag tot ellende oor jou kom? Nee, sê die woord. Die rede waarom die woord gegee word, is dat ek altyd in gereedheid moet wees, asof die Here nou kom. En dis die geheim van die hele evangelie. En daarom word die platform geskep met betrekking tot Jesus Christus se koms, en hy lig dit vir ons uit. En hy sê, die oproep is vir gelowiges om wakker te wees. Sê vir jouself, ek moet wakker wees. Jy moet jou poorte bewaar. Jy moet jou lewe rig. Jy moet besluit, wat is vir jou die belangrikste? Is dit jou daaglikse omgang? Is dit om geld te maak? Is dit om te lewe? Is dit om net dit te doen? Of is jy bewus van die feit dat jy gees is? En dat jou gees met God verbind is, en dat jou gees versadig moet word. What is the point of living if you are not always sensitive for the impartation of God's Spirit? And that is what the Word of God is calling us to be activated. So, be watchful and active, have an active engagement with the Holy Spirit, and live a life of alertness. Be awake. Moenie net aan die slaap raak, sê die woord, en Jesus waarsku ons wanneer jy al hierdie dinge sien nie, maar wees wakker om te sê, dat dit, as hy sê, dis die laaste uur, kan dit die laaste sekond wees, want as 1000 jaar, net een dag 1000 jaar is, dink vir jouself, as 30 jaar die laaste sekond is vir God. So sal die Here dan nie oor die eeue heen, juis dit in ons wakker maak, omdat ons nie weet watter uur of watter dag of watter tyd dit kom nie. Hoe sal jy weet wanneer jy sterf? Sal jy in die nag op jou bed lê en jou hart gaan staan? Sal jy beroerte kry? Sal jy omval soos 'n boom wat omval vir geen rede nie en nooit weer opstaan nie? Sal jou gesin oor jou ween en weet, sal hulle jou nog onthou? Die Bybel sê dat as jy gegaan het, as hulle nie eens meer onthou nie. Jy's soos 'n blom van die veld.
Jy staan vandag in jou pragt en praal en jy gee 'n wonderlike reuk af en jy het so mooi lewe en jy maak soveel mense bly en môre vroeg, waar's jy? Dan het die wind oor jou gewaai. There's nothing, there's no place. So what he's actually saying and creating the stage in Revelation, it's about living a life in Jesus Christ that is so fulfilled that I'm always reminded of his presence, and my heart and my whole being is activated and aligned with the glory of God so that the word of God can come into my heart and manifest. The end that I'm speaking about is Jesus Christ. The end is revelation of who? Of the Son of the living God. But the end is both a future, but also a present motivation. Dis die einde. Wat's die einde? Dis 'n persoon. Dis nie 'n gebeurtenis nie. Dis nie 'n ondervinding nie. Dis nie 'n storie nie. Dis nie 'n verhaal nie. Dis nie iets wat ek probeer saamstel nie. Die einde is Jesus. Dis die einde. Hy's die einde. Hy's die begin en hy's die einde. Hy's alles. Hy's die alfa en hy's die omega. So as jy vir my praat oor my einde, dan praat jy met my oor wat is my posisie in Christus. En dis nie iets waarin ek leef om te wag. He's coming every moment. I'm waiting for him. I'm afraid. I'm all kicked up and I'm all concerned about what's going on in the world. What's going on in the world? You know everything yourself. I don't need to tell you. Nobody needs to. Put on the news. Go on YouTube. Go on the internet. There are places that are experiencing supernatural chaos, which you are not experiencing in this nation. So where are we in Revelation? Are we a third? Wanneer 'n derde duisternis het, of 'n derde hongersnood, of 'n derde, as hy sê 'n derde dae hongersnood, dan beteken dit jy het nie hongersnood noodwendig nie. Dis net soos die reën vertalings wat hulle ons gee, die uitdrukking. As hulle sê daar 60% reën kans vir Kaap, beteken dit nie hier gaan dit 60% nie. Dit beteken dat 60% van die Kaap kan moontlik hê, maar die son kan hier skyn. Ek dink ons verstaan daai taal. So dit is so maklik. As daar 'n deel van die wêreld is wat in oorlog is, jy wil nie nou in Oekraïne wees of in Rusland of in enige ander plek nie. Jy wil nie bo in Afrika wees nie. Ek wil nie daar wees nie. Maar ervaar ons dit. Wil jy hier langs gaan bly waar hulle mekaar 150 doodskiet in die eerste helfte van die maand? Wil jy daar bly? Nee, jy wil nie daar bly nie. Voel jy dit? Ja, jy voel dit want dit is jou mense, dis hier. But you're not part of it. But then we say the Lord's coming. Want dis nou teken, dis nou daar. Dis lankal so. Sê vir my in Israel se tyd, hoeveel stede het God met een slag uitgewis? Sodom and Gomorrah, if this whole place, the Helderberg, had to sink away in one moment like Sodom and Gomorrah, you would be shocked. Maar ons maak 'n groot sien van God. Die engel van die Here trek deur die volk. Hy slaan 400,000 mense een slag dood. Jy staan môre vroeg op en jy kyk, hier lê net lyke en kinders. Kom die Here. Dan sal ons almal sê, nou moet ons kerk toe gaan. Madeleine vertel my altyd, toe hulle, soos hy 'n kind was, toe die Tilbag aardbewing van 1969, daai nag, nou daai storie, as jy wil hê hierdie plek moet uitgepak wees in elke kerk, laat hier 'n aardbewing kom en sy sien hoe hardloop hierdie klomp. Selfs die wat slap in hulle gees geword het, sal uitroep, Here, gee vir ons genade, en vir die volgende 6 maande sal hulle die Here kom dien. Hulle sal by die deure staan, lank voor jy waarskynlik daar is, dag en nag, want dis wat hulle gedoen het, en aan die deure kom klop en gesê, red ons, Here, help ons. En toe die aardbewing weg is, toe red die Here hulle nie meer nie, toe word hulle weer goddeloos. Nee, 'n kind van die Here, nee, dis nie 'n kind van die Here werk nie, dis nie 'n seun werk nie. 'n Seun werk so, hy's toegewyd, hy's opgewek, en ek vertrou God dat jou hart toegewy is. God is calling you in present hope and motivation to stay focused. So what are the key points of the end times?
It has a definite science, as Jesus has described it in his scripture. And therefore, he also warns us directly. And I'm just so amazed how children of God can get caught up in this deception. Believers must avoid deceptions and remain grounded in God's word. Die woord van God is die enigste riglyn en almal van julle kan hom lees. Lees hom, vra vir die woord om sy woord oop te maak. That is what we call supernatural rhema word, revelation word. When the Holy Spirit takes a section and opens it up to you, it's not hidden. Believers must avoid deception and remain grounded. So the gospel's global proclamation is central to God's end time plan. What happened in America now? So what is God doing? Through one person's life, He's getting many saved. Is that now the sign that this is the end of the coming of the Lord? Nee, dan moet daar 'n hele paar siele inkom. Nou kom ek verduidelik vir u, weer dit staan so in die Bybel, dat niemand behalwe die Vader, weet julle wat sê dit? Do you know what that is? That Jesus, who is the Son of God, who died on Calvary to get you saved, that He makes the statement that not even He knows. My God, how will I lend my ears out na mense wat kwansies van God gehoor het? Ek gaan vir 'n paar dinge uitlig. Eerstens moet u luister na die mense wat sê hulle het God gesien. Hulle is leenaars. Hulle is valse profete wat die woord oor praat in Judas. Want die woord sê, die woord self sê, niemand het God gesien en sal bly lewe nie. Paulus, wat by wie ek en jy, my opinie, nie naby kom met betrekking tot die openbaring van Jesus. He makes this statement. He says, I know about a man. I don't know who that man, or what that man is, what that man experienced. But I know that he went into the third heaven. And when he arrived there, he heard things about, and he saw things which I, that man is him, dare not speak about. So now we go into heaven, and we see Jesus face to face. Het die woord, het God skielik sy opinie verander oor sy woord? Is Jesus 'n valse profeet? Is hy vals in sy seunskap dat hy nou, nadat hy alles gesê het, vir jou sal lieg, dat jy nou skielik dit kan sien? Dalk ja, het jy prentjies gesien en goed, en jy droom nou en jy word weggeruk, en jy sien drome, maar maak 'n onderskeid tussen wat jy sien en wat die woord sê. Soos iemand vir my sê, hy het God gesien, of hy loop in die hemel rond, of hy is daar bo, en hy doen dit en hy doen dit, dan sê ek, Here help my, want ek is nog nie daar nie, want u woord sê, ek kan nie sien en bly leef nie. En al die manne van God wat u gesien het, en die profete, weet ek, selfs Johannes, wat dan in die hemel was, wat alles vir jou skryf oor Openbaring, sê ek het soos 'n dooie aan sy voete neergeval. So hoe sal hulle nou staan en terugkom en vir ons alles kom vertel? Ek glo hulle nie. Verstaan die kind van die Here? So hoe kan ek sê dit? Hoe kan ek sê ek was daar? Hoe kan ek dit sê as God anders te sê? So ek moet nie my ore uitleen vir hierdie goed nie. Ek moet in die woord bly, want die eindtyd het definitiewe tekens en inspraak in my hart. Wat is die twee goed vanmôre wat uiters belangrik is? Ek gaan vir u dit sê en weer herhaal, dat die toekoms, dit wys op 'n toekoms, 'n hoop, a hope for the future, but a very present motivation to stay in Jesus Christ and love Him with all my heart and serve the Lord.
So what is the thing? Watchfulness and readiness. Wees wakker in jou gees. As jy agterkom, jy slaap, skrik wakker. Word wakker. Hy sê dit. Word wakker, jy wat slaap. Nou as al hierdie goed gebeur, jy luister na die dinge wat die Here sê en hoe dit hy sê, dan moet ek wakker word. Dalk slaap ek, dalk droom ek, dalk sien ek goed wat ek nie moet sien nie. Nou glo ek dit. Glo in die Here Jesus Christus. Glo in die openbaring van God, die Vader. Naamlik dat Jesus die Seun van God is en hy alleen dra die waarheid. As hy nie weet nie, is dit vir my duidelik dat die Heilige Gees ook nie weet nie. Maar dat dit die funksie is van die Heilige Gees om jou gees te wek rakende die koms van die Here en dat jy dan wakker in jou hart sal wees. Amen. So die begrip wat ons dan het. Nou, nie eers die Seun van God weet wat en nie waarom nie. Kom ek help u. Want net die Vader, hy het Christus geskep om homself so geskep om homself in die vlees te openbaar sodat jy gered kan word, want hy moes jou terugkoop uit die duisternis en oorbring in die lig. So hy openbaar homself in Jesus en hy moes aan jou gelyk word vlees. So God in sy almag het 'n vleeslike liggaam geskep sodat jy gered kan word, want jy kan nie God sien. Hy kon hom nie in sy gees, homself die Vader aan jou openbaar. Jy sal nie lewe nie. Want vlees en bloed kan die koninkryk van God nie beerwe nie. You cannot, through your flesh and blood, get into the kingdom, the eternal kingdom. This body, your flesh has to change. So vir al hierdie valse profete wat loop en vertel dat ons is die seuns van God en ons gaan hierdie aarde beerwe, wil ek weer sê en ek gaan weer daaraan raak en ek sê dit and I'm emphatically stating that if you want to be a Jew, become a Jew. Then you go with all those dates that these people tell you and become a Jew and stay a Jew and live like a Jew and be under the law. But Paul states it very clearly in Galatians that if you want to be a Jew and you want to be under the law, Christ means nothing for you. Jy sinneloos dat jy die Here dien. Want dan moet jy wag om soos 'n Jood behandel te word en God's nog nie klaar met die Jode nie. Maar hierdie is die kerk. This is the church. En as jy verstaan wat die kerk is, wees die kerk. Leef die kerk. Loop in jou vryheid van die kerk. Nie in die vryheid van 'n Jood nie. So don't try and be a Jew. That does not mean that we are not learning from the Old Testament, but the New Testament says that the word, the truth of the word is written in my heart. So what is the law that I have in my heart? It's the power of Jesus Christ. So what's our application this morning? Our application concerning the platform that God creates for the end is one, stay alert. Dit kan ek vir jou sê. Wees wakker in jou gees. Los jou slap gees. Staan 'n bietjie op en staan op in jouself en sê Here, die tyd is kort, want ek weet nie of ek môre vroeg hier sal wees nie. Maybe you have not faced death. Maybe people have not faced death. If you face death, you will change your attitude concerning your life in Christ. You will stop criticizing. You will stop living a life of recklessness. You will stop doing things. You will start ordering yourself. Jy sal ophou om na jou vrou te kyk of na jou man te kyk en jy sê jouself orden voor God. En dis ernstig. Dit gee ek vir jou. Stay alert. So evaluate where you might be spiritually distracted. Vra vir jouself, waar word ek geestelik afgetrek? Or complacent. Where are you complacent? I find myself in many things complacent. So resolve to live a expectantly life for Christ. You know, God changes your mind, changes your thinking. Ek weet nie van julle nie, maar ek gebruik dit, want ek wil jou weer gebruik vir jou sê. Jy kan ongelowig wees en sal God vir jou sê, soos hy vir Thomas gesê het, vat jou vinger en druk hom hier in my sy in.
En as jy dan nog ongelowig is, sal jy iets anders te doen, maar God sal jou kry, want jy het gesê, hier's my lewe, hier's my hart, hier's my wil, verander my, omskep my en vernuwe my. Hallo? So is baie goed wat ek ook nog nie glo nie. Hoekom glo ek dit nie? Want ek glo nie gimmicks nie. Ek glo nie opsweping nie. Ek glo nie goed wanneer mense in kerke sensasie soek nie. I'm not a sensationalist. I don't believe in sensation. I don't use the music or the lights or the atmosphere to create the atmosphere for you to feel good. It's not about feeling good. It's about living a life in Christ. So, nou, het ek nou eendag oor gepraat, die naweek wat ek weg is, nou vat die Here my weg. Dan sit hy my daar in die kerk, nou gaan ons lekker deur die naweek, 'n vrouekamp, alles deur. Nou kom ons daar by die huis, nou sit ek die Sondag, Maandag aand eet ons saam, en daar was 'n ander broeder van my daar, wat daar ook op die kamp was, of in die dienste was. En nou sit ons so om die pastoor se tafel, en ons eet nou lekker kos. Nou die volgende oomblik sê hy vir my, die Here wys vir my, ek moet vir jou bid, jou een been is korter as die ander. Ag, Here Jesus. Want vir 42 jaar glo ek nou nie daai nonsens. Vir my, jy vir my sê, my een been is korter as my ander been. Ek al baie goed gesien, dinge jy rek daai ou en jy doen dit. Ek praat nou nie van as jou been so kort is nie, want dit weet ek, kan die Here laat groei. Maar wanneer jy vir my sê, my een been is so korter as die ander, dan dink ek die eerste ding in my gesonde verstand sê vir my een been is altyd korter as die ander ene. Dis hoekom ek in die rondte loop as ek in die bos gaan. As ek by hierdie boom begin, kry ek my by dieselfde boom later. So of ek nou linksom loop of regsom, dit maak nou nie saak of jy links of reg, dis net vir my logika. So wanneer mense nou kom in 'n diens, waarmee ek baie vriende het en ek respekteer dit, ek sal nooit daarteen praat nie, en hulle het nou 'n stoel uit en hulle wil nou hê jy moet sit, en dan is die een been korter as die ander ene, dan gaan hy hierso, en dan sit die arms teen die mure, stuk jou toe is die, vir my sit 'n klomp net, ek glo dit nie. Dink jy God weet nie ek glo dit nie? Hy weet goed ek glo dit nie. So nou sit my vrou hierso en die pastoor se vrou sit daar aan die ander kant, maar hulle weet waar Josef is. Want dit is 42 jaar, ek is uitgesproke daaroor. Ek sê ek glo nie aan gimmicks nie. Ek glo nie aan hierdie opgemaakte goed nie. Dis hoe in die oor en dan trek hy uit, dan klap hy so, maar al die tyd het hy gehoor. En as jy op YouTube gaan, sien jy hoe trek hulle die goed uit. So nou wel, hoe leer die Here? Soos hy ons vanmôre leer. Nou sit ek daar, ongelowige Thomas. Nou sit ek daar, nou sê hierdie ou voor al die mense, hy moet vir my bid. God sê hy moet vanaand bid, my een voet is kort. Ek nou nog okay. Nou wag die vrou om te hoor wat gaan die man sê. Die man gaan niks sê nie. Ek sit nou, ek wag nou, hy moet nou kom. Ek is seker hy het my onderskei, want ons is mos verbind met mekaar. So ek is seker die man het my onderskei, want ek sien toe, hy is ook redelik ongemaklik. Want hy kom nie tot die punt nie, hy kom nie en sê sit nie. So okay, nou staan ek op. My rug is mos nou maar seer, maar nou het ek 'n knop hierso wat ek lankal oor praat, hier op die regte kant. Wat ek vir die vrou sê van my, die knop voel vir my soos 'n been wat uitstaan nie. So ek dink nie ek is gelaai nie. En net die oggend toe staan ek dog, Here, U moet my daarom nou belei nie so jong. Nou sê die man ek moet bid. Nou sê ek okay, nou staan ek maar daar rond, wag nou vir hom. Maar hy praat, hy staan, maar ek sien hy kyk aan die ander kant toe. Hy wil nie nou bid nie. Hy voel seker die man glo nie nou nie. Hierdie man glo nou nie hierdie storie nie. So okay, so nou staan ek maar daar rond, Nou toe moet ek hom help, toe sê ek, hoor jy, so gaan jy nou vir my bid of nie? Ai, die Here het 'n goeie sin en humor. Ek wil jou net vertel, as jy nie goed glo nie, God sal jou uitsort. Hierdie goed ook waaroor ek praat, die Here gaan jou kop reg kry deur hierdie jaar. Al die nonsens wat mense sê, of wat jy self glo, wat jy vir jouself opgebou het. Nou okay, die normale ding is, daar's die stoel, ek sit ons op die stoel, ek staan op, ek sê, op die kombuisstoel, nogal 'n harde stoel ook, en die normale ding is, nou moet jy sit, en dan moet jy jou heupe druk so ver terug as jy kan, en maak seker jou rug is, en ek druk terug, en hy vat my voete, en nou wil hy optel, ek wil net sê, jy moet nie meer as 45 optel nie, want dan is my rug het nou nie lekker nie, hou hulle net daar, papie, hou hulle net daar, hy hou hulle toe, sommer net daar, met onderskeiding, hoor hy wat ek vir hom sê, ek sê nie vir hom so nie, ek dink, jy moenie my voete hoor optel nie, want ek gaan pyn kry nou hier, so gaan ek sê, moenie bid nie.
So nou sit ek daar, nou het hy my voete op. Nou het jy gekom en nou het hy my skoene, maar ek sit nou hier en kyk van bo af. Nou kyk ek so en hy sê, ja, there it is. Maar ek dink by myself, ag my broer, maar daai skoen kan jy nou so maak, dan is hy uit lyn uit. So ek kyk nou half en sy vrou sê, yeah, I can see it. Ek sê, nou, as jy iets sien, bid broer, laat ons gaan. Ek sal saam speel. Ek gaan nie jou nou skande maak. Ek speel saam met jou. Weet jy of julle dit altyd doen nie? Ek gaan my ou vir my bid. Dan val jy. Dan val jy omdat jy wil val. Jy val maar net om hom te laat voel. Die salwing van die Here is hierso. Al die tyd het jy maar net geval, want al die ander ouens val. As die eerste ou val, dan voel jy wel as ek Joseph naby kom, dan moet ek ook val. Dan val jy ook maar. Nee, of wat ook al die situasie maar ek glo nie goed nie. Nou sit ek daar so besig, nou bid die man vir my. Hy sê, there it comes, level, all the way. Sy vrou sê, I can see it. Maar ek kyk so, ek dog, broer, al my voet lyk nog net so. My skoenetjies se hakke lyk nog net so. Prys die Here, staan op. Dankie. Reg, nou moet ek voel, is ek alright? Jy weet, nou voel ek nee, is lekker. Staan ek rond, hy sê in your shoulders. Nou, my skouers is ook nie mekaar. So, hier gaan ons. Hoe ver is ek uit? Bepaal jy hoe ver is ek uit? Okay, nee, staan met jou skouers teen die muur. Okay, nee, daar is nie 'n muur nie, so ek kan nou self adjust. So daar sê hy, niks spot nie nou nie, ek sê vir jou my ongelowigheid. Nou staan ek daar, hy sê, yes, it's out of line. Ek sê, then it's out of line. Ek moet nou sien, ek weet nou nie wat daar is my vingers nie. Maar ek gaan nie die ou man in sy gesig vat nie, hy is 'n man van God, hy het nou van die Here gehoor. Moet die Here wees, want ek het nou nie gedink aan hierdie dinge nie, belyning nie. En hy bid toe vir my, hy sê, there it comes. Ek voel nie ietsie, maar dit lyk vir my hulle is hulle lyn. En hy sê amen, ek sê amen. Thank you brother. Sit en eet verder en kuier. Daar gaan hulle nou ry. Nou gaan ons huis toe. Nou is die vrou. Sy wag, sy sal nie daar voor die tyd vra en wat sê jy nou nie. Sy wag, ons kan ook nie kar sê nie, want ons word huis toe gevat. So sy wag tot by die huis en sy sê, Josef, kan ek jou iets vra? Ja, sy sê, wat het toe nou gebeur? Hoe voel jy oor die ding? Ek sê, ag Madeleine, jy weet mos hoe voel ek. Sy sê, maar voel jy beter? Ek sê, ja Madeleine, los dit nou net daar, ek sal môre vroeg sien. Dat ons net 'n kans gee, want ek moet nou eers deur die proses werk. So nou gaan ons slaap, so môre vroeg staan ek op, en ons is nou daar. Wat sê jy nou? So then I realized that God had did a miracle. Because this hump here, this bone, because while sitting there I did feel, but I thought it was him pulling me. So I didn't, so I held onto my chair with my two arms, and I feel my hips are moving, but I thought, well, maybe I'm just slipping because he's pulling me. So I don't want to say anything now and be like Thomas, but now already I am like Thomas. I don't believe. So this is the way that God changes your mindset. So anything you hear concerning revelation and the time, you can think what you want to or not believe what you want to. What the word says is about Jesus, and Jesus does miracles. So the next morning I get up and say, hoe lyk dit nou, papi? Hoe voel jy? Ek sê, wel Madeleine, ek kan nou nie sê nie, want ek is nog in 'n genesingsproses. I'm in a healing process. I don't want to speak too fast. Ek sê, maar kom ons gee dit die dag. Dan sal ek jou later sê, maar sy sê, en die knop? Ek sê, Madeleine, die knop is weg. Ek weet dit's weg, maar ek wil nie te vinnig praat nie. Is julle ook so? Nee, julle is nie so nie. Julle glo alles. Julle kan die Here vertrou. Nou al Josef kan nou nie. Ek sê vir julle, that's me. I will always open my unbelief to you too. So I don't believe that.
Just as I don't believe many things about the coming of the Lord now. I do know that I must be alert, and I do know that I must be inside of that motivation of always being present, that Jesus Christ can come every moment. So stay alert. If He wants to heal you, He wants to heal you. He wants to change your mind. He wants to change your attitude. Did He change my attitude? Yes. I testified this morning, want die knop is weg. En die pyn wat daai knop veroorsaak het, is ook weg. Maar ek sê nie nou, dat ek het nou glad nie 'n gevoel nie. Ek weet net die Here het vir my gesê, okay Josef, ek het nou 'n manier om met jou te werk, is nou 42 jaar, want ek weet nie wie se voete gaan hierso groei een dag nie. Ek gaan nou nie op die stoel sit en kyk of jou voete kort of lank is nie, ek moet wag tot hy vir my sê, en ek dink hy gaan my op die spot sit, een of ander tyd, want dis sy manier hoe hy werk. Whenever God changes your mindset, He puts you in a position where you have to speak up. So jy moet baie versigtig wees om te sê, Here my alles. Want hy weet wat jy nie glo nie en hy weet waar jy moet verander. En dan sit hy jou in 'n spot waar jy dan op jouself moet sê, soos vir Thomas, Thomas, sien net dat jy nou nie glo dis ek nie. Vat jou vinger en kom druk jy dit hier in die wonde in en in my sy. Sit sommer jou vuis in my sy in. Dat jy kan voel dit is ek die Here wat met jou praat. That's how God works with you. So then the next morning when we're up and about on the breakfast table, we take an Elfie. Nou moet ek confess, want nou gaan die broer van my vra. Nou kom die gesprek soontoe. Nou sê ek wil julle net vertel wat gisteraand gebeur het. Nou lag hulle lekker. Becomes the joke of the day. That God turned my heart around. Amazing. So, stay alert. Stay alert for what? For what God wants to do in your life. Moenie slaap nie. As hy klop aan die deur en hy sê jy maak oop, sal ek ingaan en met jou maaltyd hou. Are there many things that still have to change? Yes. But we must be honest enough to say, I did not believe. Soos die mense moet maak, ons het gedink ons is huis toe, maar ons het die verkeerde ouens geglo en nooit aan die Here Jesus vasgehou nie. Ons het gehoor wat mense sê. Ek kan ook vir jou datums uitwerk, kan vir jou baie datums uitwerk, maar ek dink is baie onwys. As die Here Jesus sê, nie is hy weet wat die tyd, datum sal wees nie. Hoekom nie? Want net die Vader weet toe hy Jesus geskep het, hoeveel selle in die liggaam van Jesus is en hoeveel selle in jou liggaam is. Net God weet, voordat jy uit jou moeder se skoot uitkom, want hy sê, voor jou ongevormde klomp in jou moeder se skoot word jou naam geken, en ek het jou geheilig en afgesonder, jy is myne. Ek ken die hare wat op jou kop is, wat van jou hare afval, en dan wil mense dink, ander ouens kan vir hulle datum sê, hulle kan nie eens jou hare tel nie, jy kan nie eens jou eie hare tel nie, jy weet nie eens hoeveel het geval langs die pad nie. Jy het nog 'n paar oor, maar ek meen, jy weet nie, as jy daar in jou huis rondloop, jy vat die stofsuier en jy suig, dan sien jy hoeveel hare lê jy aan. Wie se hare is dit? Piet en Jans en Klaas en ou lê hare. Daar lê hare, is jou hare, is jou hare. Ek haal dit in die borse, is jou hare, wat God weet van elke haar. So God knows your purpose. Stay alert, stay. Resolve to live an expectant life for Christ. Net die Vader weet wanneer die laaste selletjie in die liggaam van Jesus ingevoeg sal word. Die kerk. Net die Vader weet wie is die laaste siel wat gered sal word om die liggaam van Jesus af te rond, die kerk. En dan sal die Vader die opdrag gee dat die kerk, wat die voorseun van God is, in die vorm van die seun van God, opgeraap word, of weggeraap word, of weggevat word, of ingesit word, of ingelê word, noem dit wat jy wil, hy weet. Dit gaan oor sy seun, nie nou oor Israel nie, hoor dit kerk. Dit gaan oor jou in die liggaam van Jesus, dat jy hom aangeneem het as jou persoonlike versorger. Elke Jood as hy gered wil word, moet dieselfde doen. Hy moet die Here Jesus bely, aanneem, en dan sal hy gered word in die liggaam. Is daar Jode wat inkom? Ja.
maar dit gaan oor die heidene. Gaan lees dit in Handelinge 13. Only in Acts 13, Paul says, now I'll go to the heathens because you Jews rejected Jesus Christ. Now I'm turning to the heathens. Who are you? You're a Jew. You're a heathen saved by grace. So ground yourself in scripture. Dis wat ons gaan doen. Ons gaan in die woord in. Ground yourself in, study Jesus' teachings. You have to study Jesus' teachings. Say teach what Jesus Christ has teach about the end regularly. Do not be swayed by false teachings or sensationalism. Meaning, lekker tyd in die Here, ligte, groot bands, woese songs. Dit gaan jou nie red nie. Dit gaan jou net 'n goeie kiek gee vir Sondag, maar Maandag is baie van hulle nog goddeloos. Ons sien dit. Net hierdie naweek het vir ons openbaar. Man, hierdie naweek, kinders van die Here, wedergebore kinders van die Here, bloedgewas, blood-washed children of God, the way they live. Even Paul said it. You think it's something new. Paulus het gesê vir die Korintiërs, ek weet van 'n man wat saam met sy ma slaap. Daai tyd al, is daar mense in die kerk, nie hierdie kerk, ek glo nie, is hier nie, want ek sal vir jou bestraf. Wat saam met sy ma slaap, of sy vrou verkrag, of sy suster verkrag, of sy eie kind verkrag, of haar man slaan met 'n pan. Dis in die kerk. Ons sê, halleluja, prys God, en ons raak vreeslik warm oor die Here, maar ons is goddeloos. Dis nie nuut nie, dis daar. So maar, fundeer jou in die woord, laat die Here jou hart verander. Dis hoekom hy daar is. Study Jesus, watch him, help him, and do not be swayed by sensationalism. Lekker goed nie. Jy kom nie kerk toe om 'n lekker tyd hier te kry nie, jy kom kerk toe om die woord te hoor en die Here te aanbid. As ek almal in voice kan kry om hulle slapgeit te los, dan sal dit die grootste ding wees, maar dit sal in hierdie lewe nie gebeur nie. It will never happen in this church. Why? Because people are people. Amen? Ek ken vir Josef, ek ken hom goed, ek ken hom beter as wat enige een van julle hom ken. Ken jy jouself? Raak jy ook knorrig? Nou meneer Wyn nou kyk en vir my sê, nee. Dis die eindtyd. In die eindtyd raak ouens nog meer knorrig. Hallo? So engage in the mission, that's what Jesus says. Support or participate in evangelism. Jy moet evangeliseer, jy moet mense vertel. Locally and globally, you have to get involved in evangelism. You have to talk about Jesus so that the gospel can reach those around us and the unreached. We must testify. But just testify truth. Don't give people a lie. Give them hope. Give them the thing. And then encourage others. Help church members, help friends to understand the end. What is the end? It is the hopeful and purposeful dimension of Jesus Christ, and it is not fearful. Don't put, wat het nou gebeur? Heerlikheid, mense, hulle verkoop karre, hulle los hulle versekering, is die eerste keer nie, is jare terug gelogen, los hulle versekering, gaan uit, groet mense, asof hulle gaan, hallo, ek is nog hierso, kom ons gaan eet. Nee, jy sal my nie volgende Sondag hier kry nie. Wel, hier staan ek. Moenie mense vrees aan die hand maak oor die evangelie nie. Die evangelie van Jesus is nie, en die koms van die Here, jong, julle moet sien hoe val julle uit. Ek het goeie nuus vir jou. Lees die boek van Openbaring, lees Jesus, het gaan oor hom. As daai goed so erg gaan gebeur, sal jy, tensy jy 'n Jood is, sal jy nog hier wees, want hy moet die Jode met hulle die laaste lot wees wat die evangelie in die 1000 jaar verkondig. En as jy nie 1000 jaar wil wees,
Wag net so 'n bietjie, word 'n Jood, neem dit aan en verwerp Christus, want dan sal jy vir nog 'n dalk 'n 1000, ek glo jy gaan so lank leef nie, maar jy kan nie so 100 haal nie. Jy hoor wat ek sê? Maar mense vra mense nonsens, man. They speak nonsense. It's nonsense, plain straight nonsense. Help people without fear to find Jesus. You know, Jesus came to give us peace. Jesus came to uplift us. Jesus came to align us. Jesus came to correct us, like He corrects Joseph. Even if it takes 42 years, it's okay. Verander sal jy verander. Wat glo jy nie? What are the things that you do not believe? What's happening? Hang on. Hou vas, papa, die Here kom. Wanneer? Ek weet nie. Nie om jou te kom haal nie, om daai nonsens uit te sorteer. Hy het gewag vir Thomas. Onthou julle vir Petrus, toe Petrus op die water was. Hy 3,5 jaar, hy so goddelik, hy loop, wil so op die water loop. Het jy al op die water geloop? Nee, hy was bietjie beter verder as jy. En toe hy vis vang, het jy al heel nag vis gevang. Toe sê hy, daar is nie vis nie. Maar hy kon nie sien dat God weet waar al die vis is nie. Het jy al so geglo? Jy's bankrot, jy's arm, jy's lastig, jy het nie geld nie, jy het niks nie. Hoef jy maar nie Here vir jou deurgekom, vir my deurgekom. Kan God vir jou deurkom? Glo hom. Dis wat hy moet doen. So hoe doen die Here dit? Hy verander jou. So encourage others. Make them hopeful. Give them purpose in life. So I just want to close off this morning before we go to the table of the Lord and say, the end of all things. The end of all things need not provoke fear, but faith. Moenie vrees jaag nie. Jesus roep al sy volgelinge to be both watchful and active. Say with me, I have to be watchful and active. Purpose-filled and proclaiming His kingdom. That's my job. Proclaiming His kingdom. The coming of the end calls for your readiness, your perseverance, and a joyful anticipation of what is to come. It's all about the Son of God. It's all about Jesus. It's all about the coming of the Lord. Where? Into my heart now. If He comes tonight, tomorrow morning, I'm anticipating Him to come. I do not live in fear in my life. I hope you don't either. I trust that you really trust the Lord God, that He is in control of your life, and nothing will happen to you that He has not purposed. Of dit nou goed of sleg is, die Here het alles vir ons gegee. Johannes 16:33 sê, hy het die wêreld oorwin. Julle sal vervolg word, julle sal dit. So, dis okay. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars wat die Here ons krag gee. Vader, gryp ons gees, verander ons denke, maak ons bewus van U nabyheid, U teenswoordigheid en die verwagting wat ons het dat die enige oomblik in ons lewe kan arriveer. Ons of wegvat deur die dood of met die koms, Here, of waar ons gaan. Maar laat ons nie ons harte ontsteld word nie, maar in U glo, want U is ons rots en ons helper. En die volk van die Here sê, amen. Is daar enige iemand in hierdie plek wat nog nie gered is nie, wat bang is om huis toe te gaan? Jy weet, is jy reg om die Here te ontmoet, as die Here nou kom? Sê nou maar net die Here het nou die 23ste gekom, sou jy saam gegaan het? Wat sou jy die reg gegee het om saam te gaan? Alleenlik, dat jy in Jesus Christus glo, as jou persoonlike verlosser en saligmaker, en dat jy hom aangeneem het as sulks, en jou lewe vir hom gegee het, en dat hy jou wederbaarheid, jou nuwe gees gegee het. As jy nog nie oortuig is, of as jy oortuig is van sonde, van geregtigheid, van oorde, dan is dit die Heilige Gees wat met jou praat en sê, jy kan nie nou doodgaan nie. Jy kan nie nou sterf nie. Want as jy sterf, sal jy God nie sien nie. Is daar enige iemand in hierdie plek wat sy lewe vir die Here wil regmaak en sekerheid kry? Ek skep die geleentheid, gaan dit elke Sondag skep vir gelowiges en ongelowiges.
Dit sluit my in. Elke Sondag gaan die woord kom om te sê, is jy reg? Is jy gefokus oor wat gaan dit vir jou? Is daar enige iemand hier? Niemand nie? Dan het ons almal die wonderlike geleentheid gehad toe hy klop aan die deur om die deur oop te maak en te sê, come in Lord Jesus and fellowship with me and he will fellowship with you. The gospel of Jesus Christ is a gospel of power, of authority, of changing mindsets and adjusting people and aligning them. Father, I praise you for this moment. I thank you for every person here and those who hear me on the air that come to this message today. Lord, get hold of our hearts. Adjust us where we are unbelievers, not believing certain things that you said you are doing. Change our minds and align us with your perfect will. I ask this and we all say, Amen. Bless the Lord. Thank you for